Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug. Ons gaan 'n bietjie kyk na die grootste nuusstories vanaf ons Oos-Kaapse nuusmaker of eerder nuusrapporteerder Dorien Loubser. Welkom Dorien, hoe gaan dit daar in die Oos-Kaap? Goeiemôre Suan, jy sien ek is ook lekker snoesig vandag. Ons het wille weer gehad die afgelope 2 dae hier in die Oos-Kaap. En ek dink ons kan sommer begin met ons eerste storie wat rapporteer oor die vloede wat spesifiek in die Oos-Kaap baie erg was. Ek dink 7 mense, is die dodetal op hierdie stadium. 7 mense se liggame is reeds gevind en ek moet vir julle sê dat die hele Oos-Kaap het 'n vlak 6 waarskuwing gehad en ewe skielik gisteroggend dringend het die Suid-Afrikaanse Weerdiens 'n vlak 9 waarskuwing uitgereik, spesifiek vir die OR Tambo distrik. Nou dit sluit in natuurlik Mthatha, Lusikisiki, Morgans Bay, Port St Johns, en dit is waar die grootste reën uitgesak het. Inteendeel, Mthatha het binne 24 uur 149 mm reën gehad. Liewe aarde. So, jy kan jou indink, en daar was mense wat in bome vasgeklou het, wat toe met helikopters opgepik is na veiligheid. En dan die groot storie wat ons gaan opvolg vandag, is 'n minibus-taxi met skoolkinders, wat ook meegesleur is met die vloedwaters. En 3 kindertjies het hulle ook toe in 'n boom gekry, wat in 'n boom vasgeklou het. So, die ander kinders is tot nog vermis, en mens wil dit nie sê nie, maar ek dink veral vandag gaan ons heel moontlik hoor van nog mense wat as vermis aangemeld word, en moontlik die dodetal wat kan styg. Ja, dis baie erg om te sien daai rivier op die artikel ook, hoe hoog hy tot op die dakke van sekere huisies in 'n sekere area, dink is in die Slowwou omgewing gereis het, dit is verskriklik. Ja, en ek meen, dit is, wat kan jy doen as jy ewe skielik 'n vlak 9 waarskuwing kry? En ek meen, ek dink die laaste keer wat ek 'n vlak 9 waarskuwing kan onthou was in KwaZulu-Natal in 2022, toe meer as 400 mense dood is. So, ons gaan baie meer van hierdie verskriklike weerstoestande sien, en dan natuurlik was daar ook die passe wat toe was met die sneeu. So ja, dit was 'n wille 2 dae gewees in die provinsie. Ja, Dorien, ons dink verseker aan almal in die provinsie op hierdie stadium, en almal moet asseblief net veilig wees daar waar hulle is. Dan van die weer na 'n babadief. Groot storie gewees in die baai gewees verlede maand van 'n vrou wat na bewering in die hospitaal, in die Dora en Ginza hospitaal ingegaan het en 2 voorgebore babas gesteel het. Nou, sy het na bewering alles haarfyn beplan. Die 2 babietjies was 2 en 4 dae oud, albei voorgebore, 1,6 kg geweg, 2,4 kg. Albei het nog pypies in die neuse gehad waarmee hulle voeding ontvang het, en sy het na bewering hierdie 2 kinders kaal, sonder 'n kombersie, sonder formule, sonder enige iets in 'n sak gesit, en sy is daar onder die sekuriteit se neus uit. En sy het na bewering vir haar kerel gesê dat sy verwag 'n tweeling, en natuurlik toe die tyd kom wat sy nou besef sy gaan met 'n storie vorendag moet kom, het sy hierdie 2 babas na bewering gaan ontvoer in die hospitaal. Nou die kerel het intussen gesê hy wil niks meer met haar te doen hê nie. Hy het haar met haar opgebreek, en hy het ook die polisie gehelp om toe nou die babas binne ure terug te kry by die hospitaal, en sy is nou besig om verborg aansoek te doen. En dit moet ongelooflik dramaties wees vir daai ouers in die hospitaal om te besef, maar weet jy, my kind is weg. Ja, en die 2 ma's wat geboorte gegee het, was tienerma's gewees, en soos ek sê, die verdagte het nagklere aangehad. Sy het op en af daar geloop en gelyk soos 'n ma wat onlangs geboorte gegee het. En ons het nogals in die kantoor gedebatteer gister, kan sy nie dalk ook aangekla word van poging tot moord nie, want
Die ondersoekbeampte het gister getuig dat daardie kindertjies sou dit nie lewend gemaak het tot daardie aand nie, as hulle nie binne ure teruggekom het in die hospitaal nie. Die een babietjie het 'n gebreekte arm gehad weens 'n baie moeilike geboorte. So daardie 2 kindertjies kon dood gewees het en dan was dit 'n moordklag wat by haar staat gevoeg sou geword het. Ja, joh, nee, ek is baie bly vir die mense wat ingegryp het, insluitend die kerel blykbaar. Om te sê ons moet nou hierdie babietjies vinnig by hospitaal kry, anders sou hulle daai selfde nag nog gesterf het. So ek is net bly hulle is veilig en lewendig. Dis scary. Dis die enigste woord wat ek daarvoor kan sê. Dan 'n bietjie na 'n ander mediese omgewing en dit is die kardioloog in Durban wat dit reg gekry het om 'n muilbandbevel teen carte blanche te kry. Ja, ons was veronderstel om verlede Sondag hierdie insetsel te kyk van 'n kardioloog van Pietermaritzburg en hy het op nommer 99 verlede Sondag het hy hierdie muilbandbevel gekry teen carte blanche om hierdie insetsel uit te saai. Nou hulle is weer Vrydag in die hof want carte blanche hou voet by stuk met hulle storie. Nou, die storie is glo van pasiënte wat sê dat hierdie dokter het onnodig vir hulle stents ingeplant wat nodig was nie. En die dokter sê, dit is ander dokters wat jaloers was op hom, omdat pasiënte na hom toe oorgekom het, toe hy van die kardioloog van heksery beskuldig, en dies meer, en van hierdie klagtes is ook nou ingedien by die Raad op Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika. So ek dink hierdie dokter het nou eintlik meer van 'n boei gemaak deur die muilbandbevel te kry, want hy het gesê dit gaan sy besigheid raak, maar nou praat almal hiervan, en nou gaan dit eers sy besigheid raak. Presies, ja, en dit is 'n rede tot kommer, en hy het toe nou ook hierdie kardioloog aangevat in die hof, tot hy besef het, maar carte blanche het nooit eers met enige kardioloog gepraat nie. Hulle het met die pasiënte gepraat en ook 'n tweede opinie gekry. En ek moet sê, vir alle jare, carte blanche, as ek maar nou in Engels kan sê, they tick all the boxes. Hulle maak altyd seker dat hulle 'n saak deeglik ondersoek. En hulle het vir die dokter meer as genoeg tyd gegee om vrae te beantwoord, 14 spesifieke vrae wat hy geweier het om te antwoord. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na die nuwe belastingsseisoen en die feit dat daar nou nie meer gedrukte waarskuwings aan mense geskryf word nie. So dit beteken die moontlikheid vir scams is al hoe groter, net Dorien. Absoluut, en is elke jaar so, maar meer so vanjaar. Ek dink omdat ons weer die belasting taksman gaan dalk 'n bietjie meer audits doen vanjaar, 'n bietjie meer geld in die staat se koffers probeer kry. So, en ons wil ook in gedagte hou, kunsmatige intelligensie, die phishing e-posse raak al hoe meer gesofistikeerd. Dit is, jy het nie meer daai duidelike goedjies wat jy kan sien wat uit plek uit lyk nie. So mense moet nog meer versigtig wees. En ja, SARS sê van nou af gaan hulle net met jou kommunikeer op jou digitale platform. So, laai die toep af op jou foon. Ek het die toep, dit is baie gebruikersvriendelik van SARS. Maak seker jy het jou login besonderhede. En as jy onseker is, SARS het op hulle webblad 'n skakel waar hulle vir jou voorbeelde wys van al die phishing e-posse en dinge waarmee mense gevang kan word. So gaan kyk daarna, veral die ouer mensies wat nie so goed is met tegnologie nie, wat dinge gereeld bevraagteken, gaan help maar gerus vir ma of vir pa, om hierdie dingetjies te doen en seker te maak dat jy nie uitgevang word nie. En natuurlik die belastingsseisoen skop af 7 Julie met outomatiese assessering. Dorien, dankie. Dankie vir die goeie nuus oor belastingsseisoen. Dan van belasting na 'n vragskip verrassing. Ja, dit was nou heeltemal 'n verrassing gewees in Durban. 'n massiewe vragskip, die grootste wat nog in Durban se hawe ingekom het
toevallig daar aangekom, hulle het probleme gehad en moes noodreparasies kom doen. Hierdie skip is 400 meter lank. So, dis omtrent 4 rugbyvelde as ek dit reg het. En die skip kan ook wat noem jy dit, hierdie vraghouers. Yes, vraghouers van omtrent 6 meter lank kan hulle 19.437 op daardie skip laai. So Transnet het nou so 'n bietjie gespog gister om te sê, kyk hoe oulik is ons infrastruktuur en ons hawe, dat ons 'n skip van hierdie kapasiteit kan hanteer in ons hawe, en ek dink ook dit was baie lekker geweest vir diegene wat by die hawe gewerk het, om te sien hoe hierdie massiewe vragskip daar inkom. Ja, mense is wel dankbaar terwille van die ander skepe wat staan en wag by die hawe, dat hulle nie daai vragskip hoef te ontlaai het nie, maar net 'n bietjie moes 'n liefde gee en kos gee en herstel, nee, voordat hy weer kon uitgaan, want dis maar 'n groot skip daai, 'n bietjie plek maak vir die ander. Dan die Comrades verdwyning. Wat 'n eienaardige storie, maar ook baie tragies. Ek is seker baie kykers het al gelees daarvan, van die atleet Moira Harding wat die Comrades voltooi het en toe net verdwyn het. En soos sy nie haar familie kon kry nie, het hulle begin na haar soek, en sy is toe eers maandagoggend gekry waar sy onder 'n pyp gelê het en slaap. Sy was erg gedehidreer, lae natriumvlakke gehad en hipotermie, en sy is steeds intensief in die hospitaal. En net sy kan vir ons sê wat met haar gebeur het, want sy het heeltemal gedisoriënteerd rondgeloop. Hulle reken dat die afstand wat sy afgelê het, was omtrent te voet 'n hele uur. Wat sy weggevind is van die eindstreep van die Comrades marathon. So alle sterkte vir die familie, baie bly dat sy 'n bandjie om haar arm gehad het met haar man se telefoonnommer op, maar dit moes baie vreesaanjaend gewees het, wat sy deurgemaak het, soekende na haar familie en soveel mense wat daar is in Durban, dat sy vir 'n uur lank rondgedwaal het. Mens wonder of sy dalk selfs eers sal kan onthou wat met haar gebeur het. Joh, ja nee, die Comrades is nie grappies nie. Nee, dit is nie. En dit was lekker ook om te hoor dat die familie gesê het, baie dankie aan al die owerhede wat so goed saamgewerk het. Ek dink ons is vinnig om te kritiseer, in hierdie geval het hulle gesê, baie dankie, almal het regtig ingespring en probeer help, so mense dink nogals aan hulle. Dan Dorien, daar's 'n nuwe COVID variant. Ja, almal moet nou nie paniekerig raak nie. Daar is 'n nuwe COVID variant. Dit is 'n mutasie van die Omicron wat ons al te goed ken, en die is genaamd Nimbus. Dit laat my dink aan die wolk Cumulonimbus. Ek dink nou aan hoërskool aardrykskunde. Maar hierdie nuwe variant is nou al in 22 lande opgemerk, veral in Asië, Europa, Thailand, Australië en dan ook Amerika. Maar die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes sê dit is nog nie in Suid-Afrika nie. Hoewel ek dink daar is al baie mense in die baai wat Nimbus gehad het. Dis my persoonlike opinie, nie my mediese opinie nie, want as jy kyk na die simptome van mense wat siek geword het, baie spesifieke simptome, en daar is nie medisyne wat daarvoor help nie, net rus. Maar die Wêreldgesondheidsorganisasie het gesê, hulle monitor dit, is niks om oor bekommerd te wees nie, dit is maar soos die Omicron, en hulle sien nie 'n verhoging in hospitalisering of mense wat in intensiewe sorg toegelaat word nie. Dit is die winterseisoen. Ek dink ons gaan nou maar die sniffels hê, maar ek weet persoonlik van COVID in 2020 het ek nog nooit weer 'n normale verkoue gehad nie. Ja, ek dink ons almal het baie meer gereeld COVID-19 en watse variant ook al, sonder dat ons dit noodwendig weet.
En gepraat van COVID en die koue wat op hierdie stadium so abnormaal laag is op hierdie stadium in Suid-Afrika, dat selfs die diertjies hulle self verwarm voor kaggels of enige plek waar hulle iets kan kry. Moet ons almal maar onthou om ons goetertjies warm te hou, net soos hierdie ou meerkatjie, nê. Kyk hoe lekker staan hy daarso by iemand se kaggel, dis seker in die Bosveld omgewing. En dan net ook 'n interessante fotootjie om mee af te sluit wat op sosiale media die rondes doen is die nuutste modegure wat uit komberse of enige iets wat jy in die hande kan kry gemaak word. Doreen, ons hoop jy is lekker warm. Sterkte met die reddingsoperasies wat nou daarso in die Oos-Kaap verder gaan plaasvind en julle beriggewing daarvan. Dankie dat jy ons op hoogte hou en groete in die Oos-Kaap. Bly ingeskakel vir nog groot ontbyt. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.